Daar's 'n sekere vrede wat oor mens kom wanneer jy net by die huis aankom. Jy sit jou sak neer, jy skop miskien jou skoene uit en jou foon tel outomaties die wifi op. Jy hoef nie eers te kyk of het dit geconnect nie, want jy weet jy's in range, jy's binne bereik, jy is tuis. Dis asof alles in jou net 'n bietjie kan asemhaal en ontspan, want jy's by die huis. En daai gevoel, daardie ek is tuis, ek is veilig, ek is geconnect, is 'n mooi beeld as 'n mens gaan kyk na Psalm 15, want dit begin met 'n vraag. Dit vra, wie het die reg om in u woonplek te kom, Here? Wie mag op u heilige berg vertoef? Anders gestel, vra dit, wie mag so tuis by u voel? Wie mag in u teenwoordigheid leef asof hulle daar hoort? Wie leef binne range van u hart? En dan breek die Psalm dit vir ons vers vir vers af. In vers 2 sê hy wat opreg wandel, geregtigheid doen en waarheid spreek in sy hart. Dis 'n mens met 'n heelhartige, toegewyde lewe. Nie perfeksionisme nie, maar mense sonder dubbele agendas. Mense wie se innerlike en uiterlike ooreenstem. Vers 3 sê, hy praat nie kwaad nie, hy doen geen kwaad nie en hy beledig niemand nie. In moderne taal dink ek is dit, dis iemand, as iemand hulle naam by jou los, dan is dit in veilige hande. Dis die tipe mens wat God se vrede uitdra, wat nie afbreekend praat van ander mense nie, wat nie skinder of stories aandra nie. Dan vers 4 sê, hy wat sy woord hou, selfs tot sy eie skade. Mense wie se ja is, wie nie hulle woord breek as die prys hoër is as wat hulle verwag het nie. Mense wie se karakter in plek bly, selfs al verander die omstandighede. Vers 5 sê vir ons, ook die een wat leen sonder rente en hom nie laat omkoop nie. Mense wat gee sonder agendas, mense wat help sonder om iets terug te verwag, wat nie voordeel trek uit ander mense se nood uit nie, wat nie hulle integriteit verkoop vir gemaak of wins of goedkeuring nie. Nou, as ek so kyk na hierdie lysie in Psalm 15, dan wonder ek, wie van ons kwalifiseer reg? Wie van ons leef altyd heel hartig vir die Here? Wie van ons praat nooit lelik of kwaad nie, selfs as die refskaarte net eensydig is? Wie hou by elke woord wat hulle sê? Met ander woorde, wie van ons nog nooit gejok nie? Wie is nooit so loukie, 'n klein bietjie manipulerend vir hulle eie gewin nie? Of wie van ons leen sonder rente? Ek dink as ons eerlik is met onsself, dan weet ons as dit net van my en jou karakter afhang, dink ek nie ons sou kon woon in die huis van die Here nie. Ons sou nie daar kon tuis wees nie. Maar dan kom Jesus. Jesus is die Psalm 15 mens. Hy is die een wat opreg wandel. Hy is die weg. Hy is die een wat waarheid in sy hart dra, want hy is die waarheid. Hy is die een wat nooit kwaad gedoen het nie. Hy is die een wat sy woord gehou het, selfs tot die dood toe. Hy het homself gegee sonder enige agendas of dubbele standaarde. Hy het genade gegee sonder rente. Hy is die lewe. So, ek wil die vraag van Psalm 15 so 'n bietjie anders vra. Nie, wie is goed genoeg om in God se woning te bly nie? Nee, want ons weet wie is goed genoeg. En dis nie ons nie, daar is net een en dis Jesus. So ek wil vra, leef Jesus, leef sy gees in jou, want hy is ons toegang, hy is ons bron van identiteit, deur hom is ons God se kinders, en God se kinders is welkom in sy huis. Hy is die een wat ons karakter vorm, sodat ons nie net na God toe kan gaan nie, maar dat ons kan tuis wees in sy teenwoordigheid. Want deur hom is ons genooide en verwelkomde gaste met die wifi paswoord. As jy in Christus is, dan is jy tuis in die huis van die Here. So, wees tuis en laat sy karakter stadig maar seker jou hart se opvangs of range verander, sodat dit ook ander mense in jou lewe kan aanraak, dat hulle die Here se hart in jou kan ervaar en in jou lewe kan sien, dat hulle ook nader kan kom, nader aan die Vader, en dat hulle ook tuis kan voel in die huis van die Here. So, wees hierdie week tuis in die wete dat te danke aan Jesus Christus kan jy ook na die Vaderhuis toe gaan. Tot die volgende keer.